Goeiedag en baie welkom weer vandag by jou lewendige dagstukkie. Dag 265. Hoogspanningskrag. Handelinge 3 vers 6. Maar Petrus het gesê: Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Ons hoogste roeping in hierdie lewe is om die wil van God te doen. In die krag van God, tot die eer van God. Hoogspanningskrag. Daar is iets aan daardie oomblik wat jou hart laat ruk. 'n Normale dag. Die nuwe dag loop sy loop. Petrus en Johannes is op pad tempel toe om te gaan bid. Niks niets nie. Hulle het waarskynlik al dosyne kere by daardie selfde poort die stad ingeloop. Die mooi poort. En daar, soos altyd, sit die verlamde man weer. Niks het verander nie. Sy hande uitgestrek, 'n smeekgebed op repeat. Maar hierdie keer stop Petrus. Hoekom? Wat het verander? Die man was elke dag daar. Mense het hom elke dag daar kom neersit. Maar vandag is anders. Want vandag sien en kyk Petrus met ander oë. Nie sy eie nie, God se oë, hemeloë. Hy kyk nie verby nie. Hy kyk in en deur. En dan daardie woorde wat nog lank na daardie dag in die strate van Jerusalem sou weer klink en waarmee meeste van ons groot geword het. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Boem! Dis asof daar 'n stroom van hoogspanningskrag deur Petrus trek. Nie sy eie krag nie, nie sy eie geloof of prestasie nie, maar God se krag, deur 'n gewone ou visserman. Daardie magtelose en moedelose gevoel van die bedelaar is iets wat baie van ons ken en al gevoel het in ons lewens. Net nog 'n hulpelose bedelaarsdag. Hoe kan ek iets doen as ek nie geld, status, invloed of 'n indrukwekkende Instagram volgelingslys het nie? Maar dis juist die punt. God soek nie jou krag nie. Hy soek jou oorgawe. Hy wil sy eie dynamis, die oorspronklike Griekse woord vir krag, deur jou laat werk. Nie omdat jy iets is nie, maar omdat hy alles is. Petrus erken dit self later, toe almal verstom vra: Hoe op aarde het julle dit reg gekry? Hy sê: Waarom staar julle ons aan asof dit deur ons eie krag of godsdienstigheid is dat hierdie man loop? Handelinge 3 vers 12. God kry die eer. Die man spring op, loof God en almal rondom hom staan oopmond in ongeloof by die sien van God se hoogspanningskrag wat deur Petrus en Johannes gevloei het. Die draad waardeur hoogspanningskrag vloei is nou nie danig mooi en indrukwekkend. Nog minder hou dit enige gevaar in as daar nie krag deur dit vloei nie. Draad is draad, maar dis die krag en energie daar binne wat dinge laat gebeur. Miskien stap jy vandag verby mense wat al jare verlam is, emosioneel, geestelik, selfs fisies. Jy het al teen gevoel, ek het niks om vir hulle te gee nie. Maar wat as jy kyk met God se oë? Wat as jy luister met sy ore? Wat as jy eenvoudig doen wat hy sê? Dan in jou doen spring iemand dalk net vandag op wat al lankal plat was. Want God leef en hy doen vandag nog steeds wat net hy kan. Met die krag van God in ons hoef ons nooit enige krag van buite te vrees nie. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om te glo dat God se krag deur ons kan vloei?
Wat kan ons doen om vry te kom van ons verstandelike beperkings? Hoe gaan jy vandag begin om in en vanuit die krag van God te lewe? Here, leer my om met geloofsoë vandag te kan kyk. Wys my wie U vandag wil hê ek moet raak sien. Maak my vry van vrees en van dit wat ek dink en kan doen. Vul my nou met U hoogspanningskrag en geloofswaagmoed, sodat die wêreld U ook in aksie kan sien. Amen. Mag jy ook vandag met God se oë kyk en dan doen wat hy wil, om dan saam met die wêreld verstom te staan, dat hy vandag nog lewe en nog steeds dieselfde God is. Liefde groete, Sjaal. Om elke dag 'n Lewelig dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad asook ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.